Het jy al ooit gewonder oor daardie frustrerende seerplek op 'n been wat net weier om gesond te word? Wel, die oorsaak lê dikwels dieper as wat jy op die vel kan sien. Dis versteek in 'n netwerk van are wat vir eeue lank 'n raaisel was. Kom ons delf 'n bietjie dieper in hierdie versteekte aarprobleem. En dis nou die groot vraag, né? Vir so baie mense is 'n seer wat nie genees nie 'n konstante bron van pyn en bekommernis. En die antwoord, soos ons sal sien, lê nie altyd in die salf of die verbande nie, maar in die loodgieterswerk van die been self. Goed, kom ons stel julle voor aan die hoofkarakter van ons storie, die perforerende aar. Dink daaraan soos klein verbindingspaadjies. Hulle vat bloed van net onder jou vel en stuur dit na die diep are wat dit dan terugpomp na die hart. Klink eenvoudig, né? Maar as daai klein paadjies begin val, wel, dis dan wanneer die groot moeilikheid begin. En dis waar dit regtig interessant raak. Al is hierdie are al in 1794 ontdek, het dokters vir meer as 'n eeu nie regtig geweet wat hulle doen of hoe belangrik hulle is nie. Hulle was basies die vergete deel van ons bloedsomloopstelsel. So, om te kan snap wat presies skeefloop, moet ons eers kyk hoe alles veronderstel is om te werk. En die heel beste manier om hier aan te dink is soos 'n padnetwerk. Reg, so die diep are is soos die N1, die groot snelweë wat die meeste bloed vinnig vervoer. Die oppervlakkige are is die kleiner systrate en agterpaadjies. En die perforerende are? Hulle is daai kritiese eenrigting opritte wat verkeer van die systrate af na die snelweg toe laat vloei. En onthou daai woord, eenrigting, dis absoluut krities. Nou, kykie, aan die een kant sien jy 'n gesonde aar. Klein kleppies soos eenrigting hekke sorg dat bloed net een kant toe kan gaan, na die diep are toe. Alles vloei mooi. Maar nou, kyk wat gebeur aan die ander kant. As daai kleppe val, word dit 'n twee-rigting verkeerschaos. Bloed vloei terug, druk begin opbou en daai hoë druk beskadig die vel van binne af. En dis presies hoe 'n ulkus begin. So, hoe het dokters hierdie verkeerschaosprobleem probeer oplos? Wel, die eerste pogings was, kom ons sê maar, nogal rof. Hierdie tydlyn is fascinerend. Dit wys vir ons 'n ongelooflike reis. Ons begin in 1938 met 'n massiewe oop operasie. Dan 'n reuse sprong vorentoe in 1985 met sleutelgatchirurgie en uiteindelik in die 2000s beweeg ons na prosedures wat met net 'n naald gedoen kan word. Kom ons kyk vinnig na elkeen. So, die Linton-prosedure was revolusionêr vir sy tyd, maar dit het 'n lang, diep sny op die been vereis, presies in die area waar die vel alreeds beskadig en broos was. Jy kan jou net indink, om 'n sny te maak presies waar die vel alreeds swaar kry, dis om vermoeilikheid te vra. Dit het gereeld tot infeksies en ander probleme gelei. Daar moes 'n beter manier wees. En daardie beter manier het gekom toe tegnologie ons uiteindelik toegelaat het om, wel, binne in die been te loer, sonder om alles oop te sny. SEPS of endoskopiese chirurgie was 'n reuse deurbraak. So, in plaas daarvan om by die seerplek te sny, maak gierejerige klein gaatjies 'n entjie weg in gesonde vel. Dan sit hulle 'n kamera en instrumente in om die probleemarea te sien en te knip. Dit was 'n ongelooflike tegnologiese sprong en soveel minder traumaties vir die pasiënt. Maar hier's die miljoen-rand vraag, né? Die tegnologie was duidelik koeler, slimmer, beter, maar het dit regtig 'n groter verskil gemaak aan die pasiënte se genesing in vergelyking met eenvoudiger metodes? Die hele mediese wêreld het gewag vir bewyse. Toe kom 'n groot studie wat SEPS vergelyk het met die standaardbehandeling wat basies net kompressieverbande was. En hierdie grafiek wys perfek wat hulle gevind het. Ja, die SEPS groep het 'n effens hoër genesingskoers gehad, maar die verskil was nie groot genoeg om as statisties betekenisvol beskou te word nie. Dit was 'n wekroep vir die hele mediese wêreld, 'n spoggerige nuwe tegniek waarborg nie outomaties 'n beter uitkoms nie. En daai onverwagse resultate het navorsers gedwing om nog slimmer te dink, om maniere te vind wat selfs minder indringend is. En dit bring ons by vandag, waar die mes basies heeltemal uit die krentjie verdwyn het. Met hierdie nuwe, makliker tegnieke word die vraag nou nie meer net hoe om dit te behandel nie, maar eerder wie presies moet ons behandel. Want jy wil nie sommer net are gaan toemaak as dit nie nodig is nie. Die belangrike ding om hier te onthou, is dat nie elke foutiewe perforerende aar sommer behandel hoef te word nie. Die riglyne is baie duidelik. Die aar moet naby 'n ulkus wees, dit moet 'n sekere grootte wees en daar moet duidelike bewys wees van terugvloei. En let op daai laaste punt. Vir gewone spatare sonder velsere word hierdie behandeling nie aanbeveel nie. En die moderne antwoord hierop word PAPS genoem. Dis 'n oorkoepelende naam vir 'n klomp tegnieke wat almal een ding in gemeen het.
Hulle sly die aar van binne af, reg deur die vel, met niks meer as 'n naald nie. Reg, hier is die 3 hoofspelers. Eerstens is daar laserablasie, waar 'n dun vesel hitte gebruik om die aar toe te seël. Dan is daar radiofrekwensie, wat ook hitte gebruik, maar met 'n klein stilet om die aarwand te laat krimp. Laastens, skleroterapie. Dit gebruik 'n spesiale chemiese skuim wat die aar van binne irriteer en veroorsaak dat dit toemaak. Al 3 hierdie metodes word met ultraglank gelei, wat dit ongelooflik akkuraat maak. En die resultate? Wel, die tegniese sukses is regtig indrukwekkend. Kyk hierna, met die hitte-gebaseerde metodes is die aanvanklike sukseskoers om die aar heeltemal te sluit meer as 90%. Dis 'n ongelooflik effektiewe prosedure wat sommer in die dokter se spreekkamer gedoen kan word. Maar, en ja, hier is 'n groot maar. Al is die tegnologie so goed, is die storie nog lank nie verby nie. Daar's steeds groot vrae wat wag vir antwoorde. Hierdie aanhaling uit 'n mediese joernaal som dit eintlik perfek op. IPV's staan vir Incompetent Perforating Veins, presies die probleme area waarvan ons praat. En wat dit basies sê is dat selfs die topdokters nog kopkrap, want ons het nog nie daai topgehalte navorsing om presies te sê hoe groot hulle rol nou eintlik is nie. En dit, mense, is die kern van die saak. Ons het hier die ongelooflike gereedskap ontwikkel. Ons kan die aarde met meer as 90% sukses toemaak. Maar die wetenskap sukkel nog om finaal te bewys in watter pasiënte en op watter presiese tydstip hierdie prosedure die allergrootste voordeel inhou. Die tegnologie het die wetenskaplike sekerheid, wel, verbygesteek. En dis die vraag waarmee ons julle vandag los. Die medisyne is dikwels 'n wedloop tussen tegnologiese innovasie en fundamentele wetenskaplike begrip. En in die geval van die nederige, versteekte, perforerende aar, het die tegnologie die voortou geneem. Die toekoms sal moet wys of die wetenskap kan inhaal.